mense, dis weer vir my om Wynand en vir Salty en Laat hier 'n groot voorreg met al julle kinders, ouers en onderwysers te gesels oor kinders met karakter is sout en lig. En vandag wil ek 'n bietjie met jou praat oor standvastigheid. Maar wat beteken standvastigheid? Dit beteken om onwankelbaar te wees, om nie gesteer te word in jou standpunte nie, om vasberade of pligsgetrou te wees en om nie te twyfel nie en vas te staan in dit wat jy weet en glo. Wanneer jy standvastig is, sal niemand jou kan oortuig dat jy nie iets kan doen nie. Jy sal vasberade en pligsgetrou dinge kan doen wat ander dink onmoontlik is. Jy sal nie twyfel nie, want jy glo en weet, jy kan dinge doen, want jy is pligsgetrou, heelhartig toegewyd en loyaal. Ons het reeds hierdie waarde van standvastigheid. Dit kom van God af en is ook een van God se eienskappe. As dit 'n waarde van God is, dan het ons dit ook en ons moet dit net uitleef. As die wêreld wat donker en sondig is oor ons pad kom, moet ook hierdie waarde, hierdie kwaliteit in ons so groot impak op hulle hê, dat hulle ook wil verander. Dit is wat dit beteken om sout en lig te wees, om die wêreld om ons 'n beter plek te maak. Kom ons kyk net 'n bietjie wat sê die Bybel. 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ons moet standvastig wees, dis wat die Bybel hier sê. Maar kom ons kyk eers, wanneer is ons nie standvastig nie? Stel jouself voor, jy is in die middel van die eksamen, jy het nie genoeg voor die tyd geleer nie, en jy kom nou agter dat dit 'n bietjie laat is. Wat doen jy? Jy raak dalk heeltemal verboureerd. Jy is kwaad vir almal, jy raas met almal en jy huil. Jy dink net die hele tyd aan hoe sleg jy gaan doen en dit beïnvloed alles om jou en in jou dag. Die dag eindig met jou wat jy op jou bed sit en jy huil en jy het geen hoop vir die toekoms nie. Wat het hier gebeur? Jy het jou hoop verloor en begin twyfel. Dit was jou eie skuld aan die begin, omdat jy nie goed genoeg voorberei het voor die eksamen nie. Maar om nou alle hoop te verloor is verseker nie waarvan ons praat as ons sê ons is die sout van die aarde nie. Die Bybel sê, as ons dit doen, is ons soos 'n golf van die see wat deur die wind, dis nou ons omstandighede, rondgegooi word. Moenie twyfel en verboureerd raak nie. Bid, glo en vertrou. Wees standvastig in jou geloof. Ons moet ons oë en ons gedagtes op Jesus hou. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Hy is die een wat alles in sy hande hou en vir elkeen van ons probleme uitkoms gee, wat die beste vir ons is. Selfs al is ek of jy die een wat die probleme veroorsaak het. God gebruik alle omstandighede om ons lesse te leer, sodat ons groei en meer soos hy lyk. Wat leer ons van standvastigheid met die storie van Josef in die Bybel? Josef was standvastig en getrou. God het in die lewe van Josef sy omstandighede gebruik om hom te vorm en te skaaf, sodat hy kon word wat God vir hom beplan het. Al was Josef in die tronk, het hy nie hoop verloor nie. Hy het sy gedagtes op God se beloftes vir hom gehou, en kyk waar het hy geëindig. Hy het 'n koning geword. Mense moet ons standvastigheid kan sien. Ons standvastigheid moet deur die mense om ons gesien word en ervaar word, veral in moeilike tye. Hulle moet kan sien dat ons geloof en ons hoop in God is, en nie in ons eie vermoëns om dinge te verander nie. Dit is egter nie altyd maklik nie. En daarom moet ons as kinders met ons saam bid en vir God vra om ons te help. So kinders met karakter wat standvastig is, bid saam en vra vir God se hulp. Kom ons bid saam. Dankie Jesus, dat ons altyd ons hoop en vertroue in U kan plaas. Dankie dat U getrou is, al is ons nie getrou nie. Lei ons om ons oë en alles op U te hou en standvastig te bly. U is ons redding en ons hoop en ons vertroue in Jesus se naam. Amen. Maar dit was lekker vir my en Salty en Laat om vandag weer saam met julle te kuier en met julle te gesels oor kinders met karakter is sout en lig. En onthou hierdie karaktereienskap van standvastigheid is baie belangrik. En ons het nodig om die wêreld rondom ons te verander met standvastigheid. Hou jou oë op Christus, hou jou oë op Jesus en maak seker dat jy bly, glo en vertrou. Dit is lekker gewees om saam met jou te kuier vandag en ek sien uit na 'n volgende keer. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien.
Dis so